Ons gaan vanmôre kyk na Handelinge hoofstuk 2 vers 42. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Nou dit was die mense wat tot bekering gekom het na Petrus se toespraak. God het 3000 mense by die gemeente gevoeg. En dit was hoe hulle gelewe het. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Ons het al 'n bietjie gaan kyk vroeër na die aanloop van hierdie gebeurtenisse. Hoe het dit gebeur? Hoe het dit 'n werklikheid geword dat 3000 mense van reg oor die wêreld wat in Jerusalem bymekaar was op Pinksterdag kom tot bekering en hulle word by die kerk gevoeg. Ons gaan kyk na die kruis. Dis waar dit begin het. Jesus wat aan 'n kruis sterf vir die sondes van die wêreld. Hy wat die lam word wat geslag is. Die graf wat leeg is, die opstanding, die hemelvaart. Hy los sy disippels agter, maar hy gee vir hulle belofte, julle sal die gawe van die Vader ontvang en dan die uitstorting van die Heilige Gees. En met die uitstorting van die Heilige Gees staan Petrus op, hy wat weggehardloop het, toe hulle gesê het, maar jy ken vir Jesus. Hy staan op en hy verduidelik vir hulle die hele storie rondom Jesus. Die profesie van die uitstorting van die Heilige Gees. En hulle vra nou, maar wat moet ons doen? Ons wil draai na U toe. Ons wil die boodskap van Jesus aanvaar, ontvang, ons eie maak. Ons wil gered word. Ons wil die Heilige Gees hê. En Petrus sê, bekeer julle. Bekeer julle. Draai na Jesus toe, ontvang hom as verlosser. Word gedoop as kind van God, word gedoop as deel van die Nuwe Testamentiese kerk. En dan lees ons nou hier, wat was die gevolg? Hoe het die gelowiges toe geleef? Hoe het hulle bymekaar gekom? Wat was hulle fokus? Nou maar hoekom kyk ons daarna? Want hulle is ons voorgangers. Dis waar die Nuwe Testamentiese kerk ontstaan het en dit is waar die Nuwe Testamentiese kerk nou is. Dis ons. Dit het daar begin. En die lyn loop deur van toe af tot vandag. Hier waar ons nou in Bultfontein bymekaar is. Die Nuwe Testamentiese kerk. So ons gaan kyk na hierdie 4 punte. Hulle het hulle by die leer van die apostels gehou. Daar was 'n onderlinge verbondenheid. Daar was die gemeenskaplike maaltyd en daar was gebede. Daar's 'n uitbeelding van die Nuwe Testamentiese kerk. Die mense het bymekaar gekom in huise. Daar was 'n apostel wat hulle geleer het, wat vir hulle die evangelie van Jesus Christus verduidelik het. En hulle het geglo. En hulle het op hierdie 4 punte gefokus. En ons gaan baie praat oor hierdie 4 punte, want ons moet hierdie 4 punte onthou, want dit is ons uitdaging. Kan ons ook volgens hierdie 4 punte gaan lewe? Kan ons heelhartig toelê op die leer van die apostels? Kan ons fokus op die onderlinge verbondenheid? Kan ons die gemeenskaplike maaltyd nog onderhou en kan ons gebede gebruik? Is dit deel van die kerk se DNA, die kerk se opbou? Is dit deel van ons lewens as gelowiges? Maar dan kan 'n vraag gevra word, hierdie bymekaar kom en hierdie fokuspunt op hierdie 4 punte, was dit selfpreservering? Was dit net, ons moet hierdie goed doen sodat ons, hierdie 3000 wat nou by die kerk gevoeg is, sodat ons net kan oorleef as volgelinge van Jesus? Selfpreserveer. As ons hierdie 4 goed hou, dan gaan die kerk aan voortbestaan.
dan is daar 'n toekoms, dan is daar 'n hoop. Ons moet net onsself by mekaar hou. Was dit net in stand hou? Ons het nou 'n klomp gelowiges by mekaar, mense wat bely, hulle glo in Jesus, en deur hierdie 4 punte gaan ons sorg dat alles net mooi verloop. Elke Sondag gaan daar 'n diens wees, ons gaan dit en dit en dit doen as gemeente en die kerk sal voortbestaan. Is dit die doel van hierdie 4 punte? En kan ons so na hierdie 4 punte gaan kyk en sê, maar as ons die kerk in stand wil hou met die uitdagings wat die kerk beleef, wat die Christenkerk beleef, as ons op hierdie 4 punte fokus, dan gaan ons onsself in stand hou. Dan gaan ons getalle konstant bly. Ons kan praat van selfpreservering. Ons moet net doen wat ons kan doen, sodat ons net by mekaar bly. Want daar is 'n hoop. Dit kan nie net instandhouding wees nie. Dit kan nie selfpreservering wees nie, want dat iets daadwerkliks, iets met 'n groot impak gebeur en ons moet daarop fokus. Net so 'n bietjie voor hierdie tyd. Hoofstuk 2, toe die Pinksterfees aangebreek het. Die uitstorting van die Heilige Gees. As dit nie vir die Heilige Gees was nie, dan kon ons gepraat het van selfpreservering. Ja, ons moet dit in stand hou. Ons moet kyk dat ons by mekaar bly, dat ons nie iemand verloor nie. Ons moet ons deel doen en dan weet ons maar die kerk sal voortbestaan. Maar in hoofstuk 2 gebeur daar iets daadwerkliks, iets groots, die uitstorting van die Heilige Gees. Net voordat Jesus opgevaar het hy vir hulle gesê, wag vir die belofte van die Vader. En hier word die Heilige Gees uitgestort. Maar wat het Jesus gesê? Wat gaan die Heilige Gees bring? Wat gaan die verandering wees? Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die uithoeke van die wêreld. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en die Heilige Gees het gekom. En wat het gebeur? Die kerk het verander. En dit is waar die verandering, ons kan nie meer na selfpreservering en instandhouding kyk nie. Ons moet gaan kyk na uitlewe. Ons moet gaan kyk maar na aanleiding wat hier gebeur het met die eerste gemeente. Na aanleiding van hierdie 4 punte wat hulle ingestel het, dis ons fokuspunte. Hoe gaan ons dit uitleef? Want wat so mooi is van Jesus se belofte, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Nou krag, dis nie net van jy gaan nou sterk word nie. Nou is ek sterk. Nee, die krag wat hy praat dis dynamis, dit is 'n dinamiese krag. Dit is 'n krag wat 'n resultaat het. Dis nie net van ek is sterk en ek is sterk nie. Dis 'n krag wat my sterk maak, wat my help om uit te leef wie ek is, om uit te leef dit wat God my gemaak het. Is 'n dinamiese krag wat die gelowige lei en vir hom die vermoë gee tot 'n nuwe werklikheid. Nou dit is 'n mondvol, laat ek dit weer sê. Die Heilige Gees, die krag van die Heilige Gees maak die gelowige vol met die vermoë. So ek kan nie meer sê maar ek kan dit nie doen nie. Ons kry die vermoë tot 'n nuwe werklikheid. Hierdie nuwe werklikheid wat ons moet uitleef. Voor die uitstorting van die Heilige Gees het die mens op homself gestaan. Ek moet probeer, die hele Ou Testament, die wette wat nagekom moet word, oor en oor, julle moet dit en julle moet dit en julle moet dit doen. En die Heilige Gees kom en ons word verander. Die krag van die Heilige Gees gee vir ons nou die vermoë om in hierdie nuwe werklikheid as kind van God te lewe, as deel van sy koninkryk. As hy toegelaat word in die heiligdom van die Vader. Dit is wat ons nou kan leef.
En dit is ons fokus. So ons kan nie na hierdie 4 punte gaan kyk as instandhouding nie. Dit is nie instandhouding nie. Dit kan nie instandhouding wees nie. Ons moet in hierdie nuwe werklikheid, vrygespreek van jou sonde, kind van God, deel van sy koninkryk vir ewig, gevul met die Heilige Gees, dit moet ons nou gaan uitleef. Ek kan nie net sê, nou word ek in stand gehou nie. Ek is nou kind van God. Uitlewing beteken dinamiese beweging. En dis wat ons ontvang het, 'n dinamiese krag. So hoe gaan ons hierdie nuwe werklikheid kan realiseer? En dis waar hierdie 4 punte nou inkom. So vergeet van, dit is wat die eerste kerk gedoen het. Kom ons gaan kyk, wat sê God se woord vir ons nou vandag hier? Waarop moet ons fokus? Met die uitstorting van die Heilige Gees, ons wat volgemaak is met die Gees, die kruis, die leë graf, die nuwe werklikheid, hoe lewe ek dit uit? Dis die vraag wat ons moet vra. So kom ons gaan kyk, wat sê die eerste gedeelte, Handelinge 2 vers 42. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels. Hulle heelhartig toegelê. Dit wat die apostels gesê. En dit is belangrik om dit te onderskei. Wat gebeur hier? En die apostels het die Ou Testament geken. Petrus het in sy toespraak, het hy verwys na gedeeltes in die Ou Testament wat hy aangehaal het. So hulle was bekend met die Ou Testament. Maar saam met die Ou Testament bring hulle nou die evangelie van Jesus Christus. Hoekom was daar net 12, 13 apostels? Want aan hulle is die waarheid, die volle waarheid, geopenbaar. Wat beteken die evangelie van Jesus Christus? Wat 'n impak het dit vir ons? En dis waarin ons vashou, dis wat in ons Bybel is. Die getuienis van die apostels in die Nuwe Testament. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels. Die Ou Testament, onthou die Ou Testament is die inleiding op die Nuwe Testament. Ons gaan nie die Ou Testament afskryf en sê, maar hierdie gedeelte van die boek, is nie so belangrik nie. Dis wat die beloftes is, dis wat God hom openbaar. En dit is wat die apostels oor en oor gebruik het. Hoeveel keer sê Petrus, maar die skrifte sê mos, hulle heelhartig toegelê op die Ou Testament en die evangelie van Jesus Christus. Wat beteken dit om jou heelhartig toe te lê? En dis 'n mooi verduideliking hierin, en dit is iets wat ons in ons koppe moet laat vassteek. Ons moet met 'n entoesiasme die waarheid van die Ou Testament en die Nuwe Testament, die leer van die apostels, moet ons najag. Met entoesiasme. Nou, hoe jaag jy iets entoesiasties na? Dis nie om in slow motion te loop nie. Entoesiasme is met alles in jou. Kinders is baie beter voorbeelde as ons. Hulle kan entoesiasme baie beter uitdra as ons. Ons is entoesiasties, maar ons kan dit net stadig doen. Maar as jy na 'n kind gaan kyk, daai entoesiasme wat hulle het oor iets, spring op en af. Daai man wat gesond gemaak is, hy was nou entoesiasties. Is ons entoesiasties oor die leer van die apostels? Is dit vir ons 'n leefwyse, die Bybel? God se woord, is dit vir ons 'n leefwyse of is dit vir ons net 'n godsdienstige handeling? Ek moet net dit en dit en dit nakom. En dan is ek reg. Dis nie instandhouding nie. Dis nie om myself te preserveer nie. Dis die uitlewing van my nuwe lewe in Christus. Dit is wat ek moet gaan uitleef. En hoe kry ek dit reg? Entoesiastiese najaag van die leer van die apostels. Romeine 10 sê dit mooi. As jy met jou mond bely, jy moet eintlik jou mond gebruik om te kan bely. Jy moet dit sê. Daar moet 'n reaksie van jou wees. As ek met my mond bely dat Jesus die Here is, as ek sê maar ek stem saam met hierdie woord, die woord van God, die evangelie, die Ou Testament wat dit ondersteun,
Ek glo dit en ek sê saam met die Bybel, Jesus is die Here. Ek sê dit nie net vir myself nie, ek getuig dit. Dat die hele wêreld kan hoor en met my hart glo dat God hom uit die dood opgewek het. My hart glo. Die verandering het plaasgevind. Ek sit nie net terug en sê ek word in stand gehou nie, maar daar's entoesiasme in my oor die evangelie, oor my verlossing, oor my redding. Ek glo en ek bely die boodskap van die evangelie van Jesus Christus. En dis ons lewe. Dis wat ek moet doen, dis wat ek moet najag. Ek kan nie net terugsit en sê, maar ek is nou 'n Christen. Ek's deel van die kerk. En dis genoeg vir my nie. Die Heilige Gees, die krag van die Heilige Gees, dryf ons na soveel meer. Wat is die tweede punt? Hulle het al heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid. Die onderlinge verbondenheid, dis die onderlinge gemeenskap, die gesamentlike vennootskap, is my amper die beste beskrywing van wat van ons vereis word, gesamentlike vennootskap. Vennootskap is mense wat saamstem oor 'n bepaalde saak van, dis ons doel wat ons wil najag. Dis wat ons wil bereik, of in besigheid, of op ander vlakke. Maar 'n vennootskap is almal stem saam. En elkeen het sy deel wat hy moet nakom. Is nie een vennoot wat alles hardloop en die ander een sit net terug nie. En die onderlinge verbondenheid is hierdie gesamentlike vennootskap wat ons het as gemeente. Elkeen moet sy deel nakom. Ek het 'n gesamentlike fokus. Wat is ons gesamentlike fokus? Jesus Christus ons Here. Hy is ons verlosser. Ons is kinders van God. Ons het die Heilige Gees. Dit moet ons gedagtes wees. Onderlinge verbondenheid dit word eintlik baie mooi saamgevat in die woord saam. Om saam te wees, om mekaar te ondersteun. En nie net vir instandhouding nie, ons moet mekaar saam ondersteun en saam met ons bou. Bou beteken nie van terugsit nie. Bou is om iets nuuts te skep. En dis ons uitdaging as gemeente om hierdie onderlinge verbondenheid moet 'n realiteit wees. Dit moet nie net 'n gedagte wees van ek het 'n gemeente wat na my sal omsien. Nee, ons moet na mekaar omsien. Ons moet saam die pad stap. Ons moet saam bid. Saam mekaar ondersteun. Saam die Here loof en prys. Saam hom dien in ons lewens. Want ons is saam gelowiges. Ons glo dieselfde, ons bely Jesus Christus, ons het dit nou nog gelees. Dis wat ons bely, ek glo in God die Vader, ek glo in Jesus Christus, en ek glo in die Heilige Gees, dis wat ons saam bely. So ons moet dit saam uitleef, mekaar dra, mekaar bid, saam gelowig, saam gered, ons is saam op pad met die Here. Jy stap nie daai kant toe en ek stap daai kant toe nie, die pad na die hemel is daai kant toe, ons stap saam. En ons kyk na mekaar soos ons stap. Ons is saam in uitdagings. Die wêreld is teen ons. Ons is saam in uitdagings. Ons bid vir mekaar, ons vat mekaar. En ons sê maar, hou aan stap. Ek is hier saam met jou. Ons staan saam teen sonde. Ons weet ons is vergewe. Maar ons staan saam teen sonde. Dit wat God nie wil hê nie. Dit doen ons nie. En ons staan saam daaroor. Dit is nie van, ja, ek kan maar sonde doen, julle moet my verstaan, dit is hoe ek is. Nee. Saam is ons heilig. Saam om lof te bring aan die Here. Om opgewonde te raak, om daai entoesiasme uit te leef, om dit saam te doen. Saam dankbaarheid vir die Here te bring. Daar's so baie goed wat ons moet saam doen. En dis ons uitdaging. Want die Heilige Gees is in ons. Ons is lewend gemaak. Ons het krag. Hy sê, maar julle is saam, kinders van die lewende God. Julle is saam die gemeente, die liggaam van Christus. So saam moet ons die pad stap, na mekaar omsien, mekaar dra, mekaar versterk.
Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd. Nou dit is 'n mooi gebruik gewees in die Nuwe Testamentiese kerk, reg in die begin. Hulle het gereeld saam geëet, hulle het probeer om by mekaar te kom, om saam te eet. Want dit is net, as jy saam eet, dan word daar 'n band gevorm tussen jou en die persoon wat vir jou die ete aanbied. Maar dit was nie die hooffokus nie. Want daar reg in die begin, elke ete is afgesluit met die nagmaal gebeure, waar die brood gebreek is, soos Jesus dit gebreek het, toe hy die nagmaal ingestel het, waar die beker omgestuur is, met die gedagte van die nuwe verbond, wat Jesus ingestel het, wat hy beseël het met sy bloed. En so moet ons by mekaar kom. Maar as ons by mekaar kom, as ons saam braai, saam eet, saam kuier, dan kan dit nie net op die wêreld wees nie. Dit kan nie net gaan oor, dit reën nou baie, dit reën nou min. Back in close hier. Wat gaan ek doen? Wat is my reaksie teenoor wat die regering nou weer doen? Wat van dit, wat van dit? Ons kan daaroor praat. Ons moet daaroor praat, maar dis nie die hoogtepunt van ons gesprek nie. Dis nie die hoogtepunt van ons by mekaar kom nie. Wat is die hoogtepunt? Dat Jesus Christus ons Here is. Elke kuier, elke by mekaar kom, moet by daai punt uitkom. Want dit is wat ons saambind. Jesus Christus, ons verlosser, ons Here, ons koning. Hy en hy alleen. En dit moet ons fokus wees. Dit was die fokus van die Nuwe Testamentiese kerk. Saam fokus op Jesus Christus. Want as ons na al die slegte en bangmaak nuus en bekommerde nuus en na alles luister, dan raak ons amper moedeloos in onsself. En dan moet ons mekaar optel, mekaar opbeer en sê, maar onthou in wie glo ons? Ons glo in Jesus Christus. Ons glo in God die Vader. Ons glo in die Heilige Gees wat ons volmaak met hierdie dinamiese krag. So, kom, laat ons opstaan en laat ons Here gaan dien. En dis ons verantwoordelikheid. Dis wat hulle gedoen het. En dan die laaste een, hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels, die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Nou, ons kan sê, maar ons bid. Maar hoekom het hulle gefokus op gebede? Onthou, voordat meeste van hulle tot bekering gekom het, was hulle in die Joodse geloof. In die Joodse geloof was daar vasgestelde gebedsure by die tempel. En dis waar jy gaan bid het, volgens hierdie gebedstye. En dan as hulle sinagoge toe gegaan het, dan was daar gesamentlike voorbidding. Almal bid saam. Maar die disippels het gesê, maar ons soek meer van gebed. En dan sê vir Jesus, Here, leer ons bid. En Jesus het hulle geleer om te bid. Want, wat het gebeur toe Jesus gesterf het? Die voorhangsel van die tempel het geskeur. Dit wat die mens weerhou het, om in die allerheiligste in te kom, het Christus oopgebreek. En ons het nou vrye toegang tot die heiligdom van die lewende God. Hoor mooi, ons het vrye toegang tot die heiligdom van die lewende God deur Jesus, en daarom bid ons anderste. Dis nie net van, ek bid in die oggend, en ek bid in die middag, en ek bid in die aand. Ek bid heeltyd. Bid voortdurend, sê Tessalonisense. Bid sonder ophou. En dan daai belofte, die gebed van 'n gelowige, het 'n kragtige uitwerk. Onthou daai vers. Ons het hierdie vrye toegang tot God. Ons kan enige tyd bid. Met hierdie gedagte, die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. So waarvoor bid ons? Heel eerste, bid ons vir ons verhouding met Jesus Christus. Heel eerste, Here, lei my deur u Gees, wys my die waarheid, versterk my. Here, vergewe my. Here, rus my toe, gee vir my gawes wat ek kan gebruik in die kerk waar ek saam moet kom. Here, wys my wat ek moet doen.
Here, gaan voor my uit. Maak my sterk deur die Gees, maak my dinamies, maak my entoesiasties oor die evangelie, want dis hoe ek wil leef. En dan verder deur die dag, Here, Jesus gaan voort met die voortdurende werking van die oorwinning wat U behaal het aan die kruis. Om my dag aan die Here te gee. Nie net my geloof nie, maar my hele lewe, my hele dag, waar ek fokus op die Bybel, waar ek fokus op my mede-Christene, waar ons omgee en mekaar versterk, waar ons fokus stel op Jesus. Here, gee my die krag om dit te doen. Here, hier lê my plaas voor U. Here, gaan voort met U oorwinningswerk. Jesus, hier is my werk. Here, hier is my familie, hier is my gesin, hier is my geliefdes. Here, ek gee hulle in U hande. Want U is my Vader. Ek het hierdie toegang tot U. Here, gaan voort met die oorwinning wat U aan die kruis behaal het. Gaan voort in my en gaan voort in my lewe rondom my. En dis hoe ons moet bid. So gebed is, soos iemand gesê het, in die oggend begin ek, my Vader wat woon in die hemel. En dan gaan hy gebed deur die dag, en in die aand voordat ek gaan slaap, dan sê ek amen. En dis hoe ons moet bid, om alles voor die Here te lê. Dis die 4 punte. Maar dit bring ons nou by die vraag. Ons is 2 gemeentes by mekaar vanmôre. Die vraag is, wat is ons getuienis? Wat is ons getuienis as gelowiges vandag? Wat is ons getuienis as gelowiges in Bultfontein? Ons lees van die getuienis van die eerste kerk in Handelinge. Daai 4 punte, wat is ons getuienis vandag? En dit is 'n vraag wat ons moet antwoord. Want ons lewe in 'n nuwe werklikheid. Ons lewe nie net in 'n instandhouding nie. Ons lewe in 'n nuwe werklikheid met ver horisonne. Ons word uitgedaag, gaan lewe hierdie lewe in Christus. As hierdie gemeente net bekommerd was oor instandhouding, dan het ons nie vandag hier gesit en dan het ons nie geweet van Jesus nie. Dan het ons nie hom geken as ons verlosser en dan het ons nie die Heilige Gees in ons gehad nie, dan was ons verlore. Maar hulle het dit nie so gehou nie. Hulle het gesê, laat ons lewe, laat ons toelaat dat die Heilige Gees ons dryf. En dis waar ons nou sit. En dis daarom die uitdaging, wat sê ons getuienis vandag? Daar is die 2 gemeentes. Wat is ons getuienis in Bultfontein? Hulle het hulle eelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Amen. Kom ons bid saam.